Goeiemôre, baie welkom, goeie Vrydag. Ons erediens vanoggend, 'n besonderse dag op ons kerklike kalender. Die dag wat ons saamkom en herdenk dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Aan die een kant 'n baie hartseer gebeure, maar aan die ander kant ook, dit was ons redding. En daarvoor is ons vir Here baie dankbaar. Daar was heelwat debat in die afgelope week oor nagmaal en mag 'n ou nagmaal bedien so in die kieberuim, so oor die skerm. In my leeswerk het ek 'n artikel so 'n jaar of 2 terug ontdek oor die verskil tussen 'n fiktiewe en 'n virtuele werklikheid. Nou, 'n fiktiewe wêreld, dis die wêreld van, kom ons sê, The Hobbit van J.R. Tolkien. Ek kyk die fliek, ek geniet die karakters, ek leef my in, maar ek weet dis alles fiksie. Hulle bestaan nie werklik nie, en dis dit. Nagmaal mag nie in so 'n wêreld bedien word nie, want nagmaal is die gemeenskap van die gelowiges, se saamkuier, saam verseker wees van wat die Here vir hulle gedoen het. Dis iets wat ons gewoonlik daarom net in die kerk doen. En dit bring my by wat is 'n virtuele werklikheid. Anders as fiktief, is ek werklik daar teenwoordig in die kuberwêreld. Dis nie fiksie nie, dis ek. Net nie in 'n fisiese ruimte nie, maar in 'n kuberruimte. En as ons eredienste hou soos die afgelope aantal Sondae, dan glo ons tog dis werklike eredienste. En daarom glo ek dit is ook reg dat ons die nagmaal sal gebruik. As jy natuurlik ongemaklik voel, sit net vir 'n oomblik stil wanneer ons by die nagmaal kom, maar as jy gemaklik voel, gebruik dit asseblief saam met ons. Ons prediker vanoggend is Dominee Hannes daar van Rooikerk, en wanneer hy by die nagmaal kom, sal hy vir julle sê wat om te doen. As jy natuurlik nou besef, maar ek was nie reg nie, stop gou die video hier, kry gou vir jou 'n broodjie, kry vir jou wyn of druiwesap, werklike tekens wat ons in 'n virtuele wêreld sal gebruik net maar. Voor ons egter met die erediens begin, net so een of twee van die afkondigings uitlig. Ons het vanoggend die baie hartseer nuus gekry van Connie van Heiningen wat oorlede is, baie skielik en onverwags. Ons dink aan Alta en die familie in hierdie hartseer tyd ook vir hulle. En dan vra ons die voorbidding vir 'n klompie mense. Ek dink aan mense soos Tannie Silla Els, die Renay van der Walt. Ek dink aan die mense wat in die hospitaal is. Regtig 'n baie moeilike tyd vir hulle. Nie net as hulle siek nie net as hulle besig om te herstel van 'n operasie of wat ook al nie. Ek dink hulle is baie eensaam ook, want niemand mag hulle besoek in hierdie tyd nie, nie eens naaste familie nie. So kom ons dink aan elkeen in die hospitaal, Joy Tron se dogter is baie siek daar in die hospitaal, Michiel Prins ook nou al lank in die hospitaal, as 'n baba Jacobs, Nankotse wat 'n operasie ondergaan het die afgelope week. Kom ons dink ook aan elke van hulle. Terwyl ek by die hospitale is, kom ons dink aan ons gesondheidswerkers. Saam met hulle ook sommer alle mense wat in noodsaaklike dienste steeds elke dag gaan werk. Terwyl ek en jy dalk by die huis sit, gaan werk hulle het kontak met baie ander mense, hulle leef ook dalk met vrese, dat hulle iewers dalk die virus mag optel. Kom ons dink ook aan ons skoolkinders en ons studente. Dit is 'n moeilike tydjie vir hulle, ek het 'n matrikulant en 'n finalejaar student in die huis. Hulle stres, hulle is geworried oor die akademiese jaar en wanneer dit sal hervat en hoe hulle einde van die jaar sal kan klaarmaak. Ons dink aan elke van ons skoolkinders en studente. Terwyl ek van kinders praat, gaan kyk 'n bietjie op die webblad. Ons het daar die oulikste, interessante dinge gelaai vir ons jong mense, om 'n bietjie na te dink oor Paasnaweek, en Paasnaweek 'n bietjie beter te verstaan. Dis nie huiswerk nie, jy is nie verplig om dit te doen nie, maar dis die oulikste goed. Gaan kyk gerus daar en neem deel, en verstaan so vir Paasnaweek ook, dalk so 'n bietjie beter. Ja, ons het gesê, ons gaan waarskynlik ons kermis van 1 Mei uitstel, ons gaan dit definitief doen. Ons sal later, wanneer ons weer mag vergader, besluit wanneer ons dit later in die jaar sal doen, en julle dan daarvan inlig. Maar vir eers, kom ons raak stil, kom ons leef ons in hierdie besonderse erediens, die dag waarop ons herdenk, dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Goeiemôre. Is lekker om so op 'n goeie Vrydagoggend saam met jou te wees.
Ek wil begin deur so 'n bietjie iets vir ons kinders te vra. Die gedagte vandag is dat dit regtig 'n gesinsnagmaal is. So daar waar kinders is, dat kinders deel van die diens en van die nagmaal sal wees. En ek het so 'n week terug het ons so probeer kommunikeer en probeer laat weet dat die kinders 'n leë bladsy met inkleurkruite of potlode by hulle moet hê. Nou, kinders, as julle dit nie het nie, julle dalk hierdie stukkie kommunikasie gemis, kan julle, en is naby, kan julle gou hardloop of gou kry, potlode in 'n papier. Maar vir die wat reg is, wil ek so lank sê, ek wil hê jy moet vir my teken wat jy die meeste mis voor hierdie grendeltyd begin het. Met ander woorde, vandat ons in ons huise is en nie eintlik mag uitkom nie, wat is die goed wat jy mis? En dit kan skool wees, ek hoop jy mis skool, maar dit is dalk onwaarskynlik. Dit kan wees dat jy 'n maatjie mis, dit kan wees dat jy sport mis, as jy rugby of hockey of cricket gespeel het. Dit kan wees dat jy jou oupa of jou ouma mis, wat dalk gereeld by jou gekom het en wat jy nou nie meer baie sien nie. Of enige iets wat jy mis, vandat jy in die huis is en nie mag uitgaan nie. En ek wil hê jy moet dit vir my teken. En 'n bietjie later gaan ons weer daarna kyk. En dan ouers, vir ons wil ek so 'n bietjie 'n vlak dieper gaan. En ek wil sê dat hierdie tyd waarin ons leef 'n baie uitdagende tyd is. En ek het baie gelees in die afgelope tyd oor die internet en oor die sosiale media, oor die emosies wat in ons opwel in hierdie tyd. En iemand het nogal 'n mooi artikel geskryf dat hy sê, onderliggend aan die goed is eintlik rou, saam met verlies. Rou omdat ons hartseer is, oor dinge wat nooit weer dieselfde gaan wees nie. Verlies omdat baie van ons in hierdie tyd en vooraf al sekere goed moes afstaan. En miskien sit jy vandag hier en jy het al klaar die verlies en die hartseer aan jou lyf gevoel. Miskien het jy nie meer 'n werk nie. Dalk het jy 'n groot verlies aan inkomste gedurende hierdie tyd. Dit is moontlik dat jy onseker is oor wat kom. In ons geval het in ons eie gesin beleef ons dit vandag baie erg. My vrou het vanoggend 'n e-pos gekry wat sê dat haar werk soos sy het voorheen gedoen het nie meer dieselfde gaan wees nie, dat sy vir baie laer inkomste werk gaan voorsit sonder 'n vaste inkomste waarvan sy seker kan wees. So ek wil hê ons moet vir 'n oomblik stil word en dink, wat is die verlies of verliese wat jy in die afgelope tyd beleef het of op die oomblik beleef? En miskien dalk die een grootste verlies, dat jy dit sal vashou en sal vra, wat is die een grootste ding wat ek in die afgelope tyd verloor het en wat ek nie weet of ek gaan terugkry nie. So kom ons gee 'n oomblik van stilte en ons dink aan hierdie verlies en ons word stil met hierdie verlies by die Here se voete. Wat het jy gesê mis jy voordat ons op lockdown gegaan het? Wat het jy geteken? Ek mis vir die winkels. Ja? En laat ons so baie goedes kon gaan koop en vir die skool se maatjies. Okay. En jy het geteken, wat het jy daar geteken? Spaar, okay. Alright, Stian, vertel ons, wat mis jy vandat ons hierso by die huis moet bly? Wat het jy geteken? Skool. Wat mis jy van die skool? Werk. Mis jy die skoolwerk? Ons moet dit onthou as jy weer baie huiswerk kry. Adre, wat het jy geteken? Skool. Ja. Is jy reg vir skool? Ja. Okay, mooi. As jy met jou verliese, jou rou, jou hartseer by die voete van die Here kom sit, dan is die goeie nuus dat goeie Vrydag juist daaroor gaan dat die Here dit verstaan. En die hele lydingspad en veral dit wat ons bietjie later gaan lees en die pad saam met die Here gaan stap weer,
dui daarop dat die Here verstaan wat dit beteken om verliese te ly op hierdie pad. En daarom is die kers vir ons op hierdie Goeie Vrydag die simbool van die Here se teenwoordigheid. En kan ons weet dat die Here ons ontmoet in hierdie tyd met ons verliese waar ons is. En daarom is dit vir my voorreg om jou vanoggend te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ek en jy met ons hartseer, ons rou, ons verliese, ons onsekerheid in hierdie tyd met ons verliese waar ons is. En daarom is dit vir my voorreg om jou vanoggend te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ek en jy met ons hartseer, ons rou, ons verliese, ons onsekerheid oor die toekoms by die Here kom, by sy voete kom sit, dan kan ons weet die Here kom ons tegemoet. Hy is by ons in hierdie oomblik en hy het begrip vir dit waardeur ons gaan. En daarom is dit goed om saam met Psalm 131 dalk net weer te bely dat die Here ons in hierdie tyd wil kom optel, wil kom vashou en vasdruk soos 'n ma wat vir haar kind lief is, haar kind vashou in moeilike omstandighede. Kom ons luister nou na die lied, ook as 'n gebed en 'n stilte tyd voor die Here. Hoogmoed staar nie by my, Here. Ek maak my nie besorg nie. Ek kwel my nie oor dinge bo my vermoë nie. Ek wag net op U. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie by sy moeder. Ek het rus en kalmte gevind. Ek is tevrede. Ek wag op U. SAK nuus, onafhanklik, onpartydig. Dis 3 uur en in die nuus. Die Reservebank vra banke om nie dividende te betaal nie. Sakevertroue daal in Maart en Lydingstyd is 'n tyd waar ons op 'n verbeeldingryke manier van Aswoensdag af 40 dae voor Paasfees die lydingspad saam met Jesus loop. Die gedagte is om te ervaar wat Jesus ervaar het op die pad na die kruis, maar ook in ons eie lewe die lyding wat ons self beleef as kinders van die Here, daarop te fokus en na te dink oor wat dit vir ons vandag beteken. Nou, in die Rooikerk en in ander gemeentes moedig ons dikwels mense aan van Aswoensdag af om op een of ander manier te vas of 'n geloofsgewoonte te beoefen wat jou help om bewus te raak van die Here se teenwoordigheid. So, geloofsgewoonte of dan vas as jy wil, eenvoudig is iets wat jy op 'n gereelde basis doen, miskien as dit kan daagliks, wat jou help om iets van die Here te beleef en meer bewus te raak van die teenwoordigheid van die Here. Hierdie jaar het ek baie daaroor gebid en gedink, wat sal ek doen om op 'n manier meer bewus te raak van die Here se teenwoordigheid. En ek wou nie iets nuuts begin nie, ek wou iets gebruik wat ek reeds doen en dit net vul met 'n bewuswording van die Here. En toe op 'n stadium hier rondom Aswoensdag het ek besef, een van die goed wat ek elke dag doen is om die kinders by die skool af te laai. 2 grootes eers by die skool en die ander een in die kleuterskool. En ek het besluit dat dit ook 'n goeie plek is om rustig te word by die Here. Nou gewoonlik is dit nie so nie. Ek is baie lief vir nuus. So in die oggende as ek hier by 7 uur, rondom 7 uur die kinders in die kar laai, dan sit ek die radio aan en dan luister ek graag nuus. En veral
hier van die begin van lydingstyd af was dit baie moeilik om nie nuus te luister nie, want dit was in hierdie tyd wat die coronavirus in China begin vlamvat het, en wat daar elke dag getalle gelees is oor mense wat siek word, en waar daar baie gepraat is oor die invloed van dit op die land, voordat dit nog hier by ons so groot nuus was en dan nog grendeltyd was. So ek het geweet dat as ek dit doen, dit vir my baie moeilik sal wees, om in die oggende dan nou, my tyd wat ek gewoonlik nie sou luister, nie te doen nie, maar dit eerder te spandeer op pad skool toe, om stil te word by die Here en by my kinders, en op pad terug regtig te fokus op die teenwoordigheid van die Here. Maar ek het besluit om dit te doen, en aanvanklik was dit moeilik, maar dit het makliker geword, in die sin, dat op pad skool toe het ek sommer op 'n nuwe manier met my kinders gesels, meer geluister. Ek het dikwels op pad skool toe gesê, bly gou stil, pappa wil op die nuus luister, en dit het vir my verhouding met die kinders baie beteken, en op pad terug ook dan, het dit vir my beteken om stilte tyd te hou, stil te ry in die verkeer, en op 'n nuwe vars manier bewus te raak van die Here se teenwoordigheid. Min het ek geweet, dat die groot uitdaging rondom hierdie lydingstyd vir my nie sou wees, dat ek die radio afsit, en die vroegoggend nie sou mis nie, maar dat daar later iets sou kom wat my baie meer ontstel het, en wat vir my baie erger was. En dit was geluide in my kar. Want as ek die radio afgesit het, en die kinders was uit die kar uit, het ek ewe skielik bewus geword, van 'n klomp geluide, wat ek voorheen nie gehoor het nie. Ek het besef dat een van my ruitte nie mooi toemaak nie, en wanneer ek ry, dan hoor ek 'n klomp windgeraas wat my baie geïrriteer het en frustreer het. Ek het besef as ek my koppelaar intrap, die clutch, dan hoor ek op 'n sekere punt 'n snaakse geluid wat vir my klink of iets dalk kan breek. Daarmee saam het ek 'n klomp goed in die kar gehoor wat ek voorheen nie gehoor het nie, 'n klomp gerammel en geraas, goedjies soos doppies en proppies of goed wat dalk rond lê, maar wat geraas maak en wat my bekommerd gemaak het. En ek het besef, twee dinge, een is dat ek voorheen eenvoudig dit nie gehoor het nie, of dalk gehoor het, maar net eenvoudig die radio harder gesit het, omdat ek dit nie wou weet nie. En twee het ek besef, dat as ek nie aandag gee aan hierdie goed nie, dan gaan my kar waarskynlik iewers breek. Hierdie kar van my het al oor die 200.000 kilos op, so ek moet aan my oppas en maar mooi kyk dat alles reg loop. As ek dan nou oor my eie refleksie oor lydingstyd dink, vandag ook op Goeie Vrydag, dan het dit vir my duidelik geword, dat ek partykeer in my kar die radio harder gesit het, om die gerammel en die geraas in die kar te ignoreer en te vermy, dat dit nou tyd geword het. Min die stilte en die teenwoordigheid van die Here, dat ek daaraan aandag moet gee. Dink aan Goeie Vrydag en in die pad van die Here Jesus op pad na Goeie Vrydag toe, wat gaan oor die kruisiging, dan is dit vir my 'n pad waar daar al hoe meer stiltes kom. Pad waar die Here Jesus al hoe stiller word en dit rondom hom al hoe stiller word. Engels sê dit mooi, dis asof dinge in 'n sekere manier tot 'n grinding halt kom, as hy uiteindelik op die kruis eindig. En as ons in Markus Evangelie net die pad volg wat die Here Jesus geloop het, dan sien ons iets van hierdie stilte wat al hoe duideliker en al hoe meer word, en die verlies wat daarmee saamgaan, en die rou wat daarmee saamgaan. In Markus 11 sien ons Jesus kom in Jerusalem in, dis 'n groot toegejuig, mense gooi hulle klere voor hom uit, en mense skreeu Hosanna, en hulle is opgewonde oor Jesus wat Jerusalem inkom. Maar 'n bietjie later sien ons dat hierdie selfde mense, wanneer Jesus en Barabbas voor hulle gebring word om te kies watter een moet gekruisig word, terwyl Barabbas 'n krimineel was en Jesus niks verkeerd gedoen het nie, dat hierdie selfde mense vir Jesus kies om gekruisig te word. En in 'n mate
Wanneer hulle dit doen, word hulle toejuiging en hulle stem wat die Here Jesus aangemoedig het en verwelkom het, word stil teen die agtergrond van die lydingspad. Nou as ons dan 'n bietjie verder gaan waar Jesus in Markus 14 gearresteer word, dan is een van die eerste stemme wat stil word op hierdie lydingspad een van die disippels. En ons sien dit net voor die Pasgamaaltyd, as Judas met hierdie mense wat Jesus uiteindelik wil uitlewer en hom wil dood hê, as Judas met hulle 'n ooreenkoms aangaan om Jesus uit te lewer. En Jesus by hierdie ete vir sy disippels sê, iemand gaan my verraai. En ons weet dan uiteindelik dat dit Judas is. En so word Judas se stem stil op hierdie pad. En is hy nie meer deel van hierdie bemoedigende disipelkring om die Here Jesus nie. Kort na Judas lees ons weer van Petrus. Petrus, waar Jesus vir Petrus sê, Petrus, voor die haan 3 keer kraai, gaan jy my verloon. En Petrus sê, daar's nie 'n manier nie, Here, ek sal vir u sterf. En dan Petrus wat later in hierdie gedeelte tog die Here verloon en sê dat hy hom glad nie ken nie. Net so lees ons kort nadat Jesus vir Petrus sê, jy gaan my verloon, van die ander disippels wat op 'n ouende almal omdraai en weghardloop en hasepad kies. En uiteindelik is die laaste eind van die Here Jesus se kruispad 'n alleenpad, waar hy nie disippels om hom het nie meer 'n skare wat hom toejuig en vir hom sê Hosanna en vir hom toejuig en hom prys nie. Die paar stemme wat oorbly is mense wat hom spot, vir hom sê red jouself, vir hom sê op hom spoeg en hom verneder, soldate wat hom seermaak, hom verniel en die lewe vir hom moeilik maak, totdat hy uiteindelik in Markus 15 by die kruis kom en die mees verlate en stilste oomblik van bestaan beleef. Markus 15 vers 33. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Die donkerste uur, die stilste oomblik, het gekom toe Jesus aan die einde van hierdie pad, net voor hy sy laaste asem uitblaas, ook van God verlaat is. En nie net sy disippels, die skares wat hom vir 'n lang tyd toegejuig het, en ander mense wat hom ondersteun het en na sy gelykenisse kom luister het op hierdie pad, het hom uiteindelik verlaat en het stilstemme geword teen die agtergrond van die lydingspad nie. Maar vir 'n oomblik was Jesus selfs van God self verlaat. Dit wat ek vroeër beskryf het, wat in my kar gebeur het oor die radio, en die stilte en die besef van die gerammel, en die goed wat my gepla het ek nie besef sou later op 'n groot skaal in ons land met byna die meeste van ons landse mense gebeur, en met baie van julle wat hier luister vandag gebeur. Die feit dat ons onder grendel geplaas is, die feit dat ons ekonomie en 'n groot deel van ons land se werksmag en besighede gedwing is tot 'n stilstand, Engels sê, gebring is tot 'n grinding halt, het gemaak dat baie van ons bewus geword het van die stilte en bewus geword het in die agtergrond van die stilte van ons eie gerammel in ons lewens. En hierdie afgelope paar weke was eintlik soos 'n vergrootglas wat op ons eie lewens geplaas word, waar die gerammel al hoe helderder en al hoe duideliker geword het. Ons sien dit op verskeie maniere, veral in ons land se statistiek rondom gesinsgeweld,
dat hierdie gerammel in baie gesinne en baie mense se lewens oorverdowend geraak het en dinge in mense laat uitkom met wat hulle self amper nie geweet het bestaan nie. Miskien het jy in hierdie tyd hierdie gerammel begin hoor. Die versoeking natuurlik. In my kar en op hierdie stil moment van die kruisiging waar ons self dink aan hoe die dinge oor die afgelope tyd in ons eie lewens tot stilstand gebring is die versoeking om die radio harder te sit. En miskien het jy dit beleef, miskien het jy al gevoel, ek wil nie hierdie stilte beleef nie, ek wil nie by die huis wees nie, ek is gekonfronteer met 'n klomp goed, eintlik wil ek die radio aansit en wil ek harder sit, en is daar by baie mense hierdie ernstige behoefte om net weer besig te raak. Maar dalk is hierdie lydingstyd in baie generasies die eerste keer wat ons regtig lydingstyd aan ons eie lywe ervaar wat dit beteken om stil te word. Beleef wat dit beteken om die gerammel en die geroesmoes in ons kar te hoor. Die wonderlike vir elkeen van ons is dat die disippels en die skares, die wat Jesus verloon het, verraai het, hulle rug op hom gedraai het, nie die Here Jesus gekeer het om uiteindelik die pad na die kruis te loop nie. En hy loop die pad na die kruis met die wete dat hy ook sterf vir die wat se gerammel die tol geëis het in hulle lewens. En as Jesus op die ou en aan die kruis sterf, dan sterf hy vir Judas, hy sterf vir Petrus, hy sterf vir die skade wat hom toegejuig het en uiteindelik ook hom uitgelewer het, selfs vir die priesterhoofde en die wat op 'n baie slinkse manier om Pilatus gedwing het om hom te laat kruisig. Hy sterf vir Pilatus wat sy hande in onskuld gewas het. Hy sterwe ook vir my en jou wat in hierdie tyd ons eie gerammel en getjommel hoor en wat dalk vir die eerste keer in 'n leeftyd in die posisie is waar dit nie so maklik is om die radio aan te sit en dit te vermy. Soos jy in hierdie tyd bewus raak van die gerammel en die getjommel, is die uitdaging in lydingstyd teen die agtergrond van die kruis en die prys wat die Here Jesus betaal het vir elkeen van ons om die versoeking te weerstaan, om nie die radio aan te sit nie. Om die getjommel en die gerammel in die oë te kyk en in die teenwoordigheid en met die hulp van die Here dit te hanteer. Of dit nou finansiële gerammel is, of dit 'n verhoudingsgetjommel is in 'n huwelik of in 'n gesin, of as dit iets in jou eie hart is waarvan jy in hierdie stiltyd bewus word. Dis die uitdaging dan. Kyk dit in die oë, gebruik die geleentheid, luister, gee dit vir die Here en weet dat die Here ook aan die kruis gesterf het om ons vry te maak van die getjommel en die geraas wat in ons eie harte vibreer. Natuurlik is dit dan ook maar net soos 'n kar. Ons kan dit vermy. Ons kan dit ignoreer, ons kan die radio selfs op 'n manier, al is ons onder grendel, harder sit. Ons kan weghardloop, maar uiteindelik moet ons, soos in Engels sê, moet ons die music face. Net soos Petrus op die ou ende moes teruggaan na die Here toe. Die Here om omhels het en gesê, Petrus, vergewe jou. Is jy lief vir my, ek vergewe jou.
Net soos die ander disippels ster tussen die bene maar weer moes kom en onder die Here se arms inkruip en sy vergifnis aan hulle lyf en aan hulle harte ervaar. So wil die Here ook hê. Nooi die Here ons uit om ons gerammel na hom toe te bring en hom te vertrou. Om ons ook daarvan te bevry en om op 'n nuwe manier ons lewens te raak. Vandag wat ons familie nagmaal hou en dit beteken dat as daar kinders aan die huis is wat die nagmaal verstaan dat hulle welkom is om saam nagmaal te gebruik. Nou miskien kyk jy vandag saam na hierdie uitsending en dink jy dis baie vreemd om 'n virtuele nagmaal te hou en jy's reg, dit is vreemd. En onder normale omstandighede sal ons dit nie so doen nie. En die ideaal bly nog steeds om as mense fisies saam te kom en saam die nagmaal te gebruik om ook ons eenheid te vier. Maar die aard van die saak is die tyd waarin ons leef moeilik en is dit 'n uitdagende tyd waar ons nie regtig 'n keuse het nie. So daarom doen ons dit vandag so en as jy vrymoedig het om so saam met ons nagmaal te gebruik, is jy baie welkom. As jy nie is nie, is jy baie welkom om net vir 'n oomblik weer na te dink oor wat die nagmaal beteken. Maar wanneer ons as gesin saam nagmaal gebruik, is dit vir ons belangrik dat kinders ten minste die basiese element of die basiese betekenis van die nagmaal verstaan. En daarom wil ek van vandag vir Connie vra, as ons net nou die brood saam gaan gebruik, waaraan herinner die brood vir ons? Aan die Jesus op die kruis. Aan die Jesus op die kruis. En hoekom het hy vir ons aan die kruis gesterf? Want hy was verskriklik lief vir ons. Verskriklik lief. Mooi Koen, want hy was vir ons verskriklik lief en is vir ons verskriklik lief. Nee, Stian, ons is net nou die wyn of die sap gaan gebruik. Waaraan herinner dit vir ons? Dit herinner ons aan Jesus se bloed wat aan die kruis gevloei het. OK, baie mooi, baie mooi. Goed, so voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun, en dis nou Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus vir ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. En dis die dag wat ons vandag ook oor nadink. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons sal onthou dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Baie mooi, Stian. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn of die sap wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Voordat ons nou saam die nagmaal gaan gebruik, gaan ons eers 'n gebed doen. Here ons Vader, waar ons elkeen nou by ons eie huise is en dalk as gesin om 'n tafel sit of dalk op ons eie alleen saam nou die nagmaal gebruik. Besef ons Here dat U ook gesterf het vir tye soos hierdie, tye waar ons uitdagings beleef wat ons nooit gedink het nie. Tye waar daar onsekerheid is, tye waar ons al reeds die pyn van en die lyding van 'n grendeltyd en 'n siekte wat oor ons wêreld versprei beleef.
Maar Here, ons wil vir U dankie sê vir die brood en die wyn, wat vir ons tasbare, fisiese herinnering bewyse is, dat U vir ons lief is. As ons dit nou saam gebruik, wil U ons siele verkoop in hierdie tyd, en wil U ons vir 'n oomblik terugvat na daardie dag, wat U aan elkeen van ons aan die kruis gedink het. Amen. Stian Koon, vir elkeen wat vandag hier by hierdie diens ingeskakel is, waar ook al jy sit, om 'n tafel, of by die huis, waar ook al, wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. So ons gaan nou geleentheid gee vir elkeen by die huis, om 'n stukkie brood te vat, of te deel met die mense rondom jou, en dan in stilte gaan ons dit saam gebruik. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het, en glo ons dat hy al ons sondes weggeneem het. Ek weet nie hoe jy die wyn of die sap by die huis bedien nie, maar nou kan elkeen op sy manier of op haar manier die wyn of die sap gebruik, en dan gee ons 'n oomblik van stilte. Heer ons Vader, dit wat aan die kruis gebeur het, die wyn, die brood, die proe van U lyf aan die kruis, dwing ons tot stilte. En dis wanneer ons stil word, Here, wanneer dat ons eie gerammel hoor, ons eie verliese raak sien, ons eie rou beleef, en dat ons dit vir U kan gee. Dankie dat U aan elkeen van ons gedink het toe hy aan die kruis gesterf het, en dat U die Vader is, die liefdevolle Vader, wat met oop arms ons in hierdie vreemde stiltyd kom omhels, en vir ons geleentheid gee om ons harte voor U oop te maak. Dankie vir die liefde, vir die genade, dankie dat ons voor U kan oopmaak en eerlik kan wees wanneer ons voor U te staan kom. Ons bid en ons vra dit alles in U naam alleen. Amen. Baie dankie. Ons gaan nou afsluit met 'n lied. Is welkom om saam te sing. En en dan wil ek u uitnooi om Sondagoggend 9:00 die Paasdiens by te woon. Ek wil waag om te sê dat wanneer ons 'n goeie Vrydagdiens bywoon, moet ons nie die Paasdiens mis nie. Want die Paasdiens is die diens wat ons weer op 'n nuwe manier moed gee en hoop gee ook vir hierdie tyd waarin ons leef. Baie dankie. Dominee Rian Staander, 'n Sondagoggend om 9:00 gaan hy die Paasdiens vir ons behartig. Dankie dat julle deel was en sterkte ook vir hierdie Paasnaweek. Totsiens.
Het jy al gehoor van die pa en sy wegloop seun? En die vrou wat met haar trane op sy voete ween? En die herder wat als los om net een lam te vind? Want wat is meer belangrik as die lewe van 'n kind? Daar die man op die heuwel by Jerusalem, hy vertel elke storie om my hart te wen. Hy het die deur na die lewe vir my oopgemaak. Elke storie het sy mond het sin gemaak. Hy vertel my van 'n plek waar die engele aanhou sing. Hy vertel my elke storie om die hemel in my hart te bring. Het jy dit verstaan, toe hy praat van 'n koninkryk, wat moeilik is vir rykes om te kan bereik? Is jou hart soos klip, of voorberei en sag, dat jy die goeie saad van die saaier kan verwag? Daar die man op die heuwel by Jerusalem, hy vertel elke storie om my hart te wen. Hy het die deur na die lewe vir my oopgemaak. Elke storie het sy mond het sin gemaak. Hy vertel my van 'n plek waar die engele aanhou sing. Hy vertel my elke storie om die hemel in my hart te bring. Kan jy dit hoor? Kan jy dit glo? Kan jy verstaan wat binne in jou aangaan? As jy hom hoor, as jy hom glo, as jy dit weet, dat Jesus jou laat leef. Kan jy dit hoor? Kan jy dit glo? Kan jy verstaan wat binne in jou aangaan? As jy hom hoor, as jy hom glo, as jy dit weet, dat Jesus jou laat leef. Daar die man op die heuwel het my hart gewen. Hy het die deur na die lewe vir my waarheid oopgemaak. Hy vertel my van 'n plek waar die engele aanhou sing. Hy vertel my elke storie om die hemel in my hart te bring.